Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Eksodus 16 en ek titel hierdie gedeelte Vra ons of kla ons. Ons lees in vers 2 dat die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En waar Moses en Aaron vir hulle sê in vers 8 dat julle murmurering nie teen ons is nie, maar teen die Here. Hierdie laat my baie keer dink aan ons gebede, of wanneer ons dink ons bid, maar eintlik kla ons mompel, of stilweg spreek ons ontevredenheid uit oor situasies wat in ons lewens gebeur, en baie keer teenoor mense, en nie gerig na God, die een wat eintlik vir ons voorsien nie. En hier moet ons eintlik in hierdie tyd van beproewinge in aanbidding bly, ten spyte van ons omstandighede, en die Here se naam groot maak, vir sy wonderdade en getrouheid in ons lewens. Die volk het nie net gesien hoe die Here wondertekens gebruik het om hulle uit Egipte land te laat trek nie. Hulle het gesien hoe God die see oopmaak en hulle daardeur laat trek met die Egiptenare wat vernietig word. Dan het hulle gesien hoe God water vir hulle soet maak om te drink, net nadat hulle in aanbidding vir hulle redding was voor die Here. Gou het hulle vergeet wat hulle selfs gesing het, en nou staan en murmureer die hele vergadering alweer. Dit is interessant waaroor hulle murmureer, want volgens hulle het hulle om die vleispotte van Egipte elke dag gesit. Maar ek wonder of dit was soos wat hulle gesê het, want hulle moes hulle eie hooi bymekaar gemaak het. Hoe het hulle dit dan reggekry om die kospotte van Egipte te sit? En ten spyte daarvan sien ons hoe God hulle murmurering hoor en ag daarop slaan. Maar slegs nadat daar iets baie belangriks gesê word aan Moses en aan Aaron, en ons lees dit in vers 9. Daar staan dat Aaron vir hulle gesê het dat hulle nader aan die aangesig van God moes kom. Jy sien, wanneer ek en jy bid, wanneer ons regtig bid, moet ons na die aangesig van die Here draai. En ons sien dan ook in hierdie gedeelte hoe die teenwoordigheid van die Here dan in hulle midde kom. Ek en jy moet naby aan die aangesig van die Here bly en weet dat hy die een is wat sy liefdevolle goedheid aan ons bewys. Paulus herinner ons ook daaraan om nie te murmureer nie. Hy sê in Filippense 2 vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak. Hoekom leer hy dit vir ons? Wel, in die volgende vers gee hy die antwoord. Vers 15 sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, heel eerste. En dan sê hy, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. En dan sê in 1 Tessalonisense 5:17, ons moet bid sonder om op te hou. Jy sien, ons word geleer om te bid en nie te murmureer nie. Daar's 'n verskil. Murmurering is gewoonlik nie direk na God toe nie, maar gebed is wanneer ons die Here aanroep. Ons lees dan hoe die Here vir hulle brood en kwartels gee om te eet, en selfs hierdeur toets hy hulle of berei hulle voor om te kyk of hulle gehoorsaam gaan wees. Want daar is 'n sekere hoeveelheid wat hulle moet bymekaar maak daagliks, en op die 6de dag 2 keer soveel om te voorsien vir die dag van rus. Hierdie glo ek was om hulle ook te leer om elke dag op die Here te vertrou vir dit wat hulle nodig gaan hê. En so bevestig hierdie gedeelte aan my en jou dan ook dat ons voorsiening is van ons hemelse Vader. En net soos Jesus dan bid in Matteus, gee ons vandag ons daaglikse brood, leer ons so baie uit hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte leer ons om gehoorsaam te wees en elke dag op die Here te vertrou, om in sy teenwoordigheid te bly en te weet dat ons veilig is by hom en dat dit op sy hart is om vir ons te gee wat ons nodig het. Dat ek, en dan ook net weer, dat ons die koninkryk van God moet soek, meer as skatte hier op aarde. Die Here wys sy liefdevolle goedheid om nie net brood te gee nie, maar brood wat 'n heuningsmaak het. Dalk juis brood, of ek glo brood wat regtig uit die hemel gemaak was en neer laat val was op die aarde, wat maar net weer wys na die liefdevolle goedheid van die Here. En net soos die brood leer ons dan ook in Johannes 6 dat Jesus die brood van die lewe is, wat deur die Vader uit die hemel gegee was aan ons. En dan leer ons ook dat die offer van Jesus Christus aan die kruis vir my en jou 'n soetgeur geword het in ons lewens.
Mag hierdie stuk ons leer om altyd op die Here te vertrou in sy voorsiening en ook in sy getrouheid aan my en jou en aan sy woord. Mooi dag vir julle.